Ons verwelkom in die besonder besoekers wat ook saam met ons vanoggend hier saam in die erediens is om die Here te ontmoet en sy woord en aan sy woord te luister. Baie hartlik welkom ook aan elkeen van die besoekers. Kom ons verklaar nou saam dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Hierop seën die Here ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 145 vers 1, 2 en 12 waarna ons saam ons geloof bely. Psalm 145, die eerste, die tweede en die 12de vers. Ons doen nou saam belydenis van ons geloof, volgens die geloofsbelydenis van Athanasius. Die tweede gedeelte, die eerste gedeelte het ons 'n tydjie gelede bely oor die drie-eenheid, en dan die tweede deel van die geloofsbelydenis van Athanasius handel oor Christus. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet dink. Soos die geregte geloof dan, ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God en mens is. Hy is God uit die wese van die Vader, voor alle tye gegenereer en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens met 'n redelike siel en menslike vlees, na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. En alhoewel hy God en mens is hy nogtans nie twee nie, maar een Christus. Hy is een, nie deur die verandering van die Godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus, wat ter wille van ons saligheid gelei het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy die dood opgestaan, na die hemel opgevaar en aan die regterhand van God die almagtige Vader gaan sit. Daarvandaan sal hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. By sy koms sal alle mense met hulle liggame opstaan en van hulle eie werke rekenskap gee. En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het in die ewige vuur. Dit is die algemene geloof
En as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie. Ons antwoord nou, Psalm 37, vers 2 en 3. Juis omdat ons geloof bely, kom die vraag, maar hoe kan ons antwoord in dankbaarheid op ons verlossing in Jesus Christus? Die feit dat ons geen goeie werke kan doen om die saligheid te beerwe nie. Geen goeie werke voor God ooit genoeg sal wees en rein sal wees om selfs een enkele sonde te betaal. En dan gee die Here vir ons sy wet as 'n riglyn waarin ons in dankbaarheid moet lewe, maar ook in 'n spieël waarin ons ook ons eie sonde en ons ellende moet raak sien. Ek lees die indeling van die wet soos ons dit kry in die Heidelbergse Katekismus Sondag 34. God het al hierdie woorde in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, jou dogter, jou diensknegt, diensmaagd, vee of vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord deur saam te sing skrifberuiming 7:2 of dan die ou nummering skrifberuiming 69, die eerste vers. Thank you.
Ons ewige en almagtige God, U wat die ewige is, die heilige, onmeetlik. Wanneer ons U wet hoor en ons speel in U wet, dan kom die vraag op, hoe kan dit dan wees dat die belofte wat U gee, waar 2 of 3 in U naam vergader, U teenwoordig is? Want U wet sê ons is onrein, vol sonde, oortree elke dag U wet. Ja, Here, ons moet bely dat niemand voor U kan staan, nie eers een enkele oomblik voor U heilige troon kan staan. Maar die feit dat ons nou wel hier kan wees in die ontmoeting met U, is alleen deur ons Here Jesus Christus. Hy wat die pad oopgemaak het, wanneer die voorhangsel skeur, wanneer hy die volkome versoening bring, dan maak hy ook die pad oop na die hemel, ook in ons gebed, is daar geen hindernis meer nie. Daarom kan ons na U toe kom. Daarom kan ons ook nou bid. Daarom kan ons na ons binnekamer toe gaan, ook wanneer ons hartseer is, wanneer daar nood en beproewinge in ons lewe is, dan weet ons dat ons gebed nie net gehoor word nie, maar U dit ook verhoor op U wyse. Ons dank en ons loof U dat ons hierdie heerlike troos het. Here, U is goed en U goedheid het geen einde nie. Ja, selfs in die swaarste omstandighede, bly U ons God en Hemelse Vader. En dit dra ons ook te midde van spanningsvolle tye ook in hierdie wêreld. 'n Wêreld waarin U gesê het, ja, kyk my voetstappe, luister daarna. Luister as daar oorloë en gerugte van oorloë en aardbewings en al hierdie dinge kom, dat ons luister. En met dankbaarheid ook luister, want ons weet U is op pad. As Here Jesus Christus sal kom, en daarna sien die bruidskerk uit, wanneer ons dan ook saam met die Heilige Gees en gelei deur die Heilige Gees bid. Kom Here Jesus, ja, kom gou. Hoor en verhoor ons dan, wanneer ons ook voor U pleit, om ons sonde te vergewe, sodat ons voor U kan staan. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees saam, broers en susters, uit die Nuwe Testament. En ons lees Handelinge 13. Die opskrifte van die Bybelboeke is natuurlik maar deur die vertalers gegee, en daarom lees ons die Handelinge van die Apostels. Maar eintlik is dit dalk misleidend, in die sin van, ja, die apostels het sekere werk gedoen, maar mens kan eintlik hierdie Handelinge beskryf as die handelinge van ons lewende Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees vanuit die hemel. Dat dit meer 'n korrekte wyse is, want Christus regeer sy kerk. En Handelinge sê juis hoe Christus regeer. Al gebruik hy mense, is hy nog altyd die handelende een. Ons lees Handelinge 13.
Dit gaan oor die eerste sendingreis en die uitstuur van Barnabas en Saulus. In die plaaslike gemeente in Antiochië was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon, bekend as Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, 'n jeugvriend van Herodes, die tetrag, en Saulus. Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waartoe ek hulle geroep het." Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê en weggestuur. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees gestuur en hulle het afgereis na Cilikië en daarvandaan weggevaar na Cyprus. Toe hulle in Salamis aankom, het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig met Johannes as hulle helper. Hulle het deur die hele eiland gereis tot in Pafos, waar hulle 'n sekere Joodse towenaar aangetref het, 'n valse profeet met die naam Bar-Jesus. Hy was die metgesel van die prokonsul Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die prokonsul het Barnabas en Saulus laat roep, omdat hy graag die woord van God wou hoor. Maar die towenaar Elimas, want so word die naam Bar-Jesus vertaal, het hulle teengestaan, omdat hy die prokonsul van die geloof wou weghou. Maar Saulus, oftewel Paulus, het hom stip aangekyk en vervul met die Heilige Gees gesê: "O kind van die duiwel, vyand van alle geregtigheid en vol allerlei listighede en elke soort bedrog, sal jy nie ophou om die reguit paaie van die Here te verdraai nie? Maar kyk, nou gaan die hand van die Here jou tref, en jy sal 'n ruk lank blind wees en die son nie sien nie." Onmiddellik het 'n mistigheid en duisternis hom oorval, en hy het rondgestrompel en mense gesoek om hom aan die hand te lei. Toe die prokonsul sien wat gebeur het, het hy verstom oor die leer van die Here gelowig geword. Hierdie laaste gedeelte, dan ons teksverse vanaf vers 9, dit wat Paulus dan vir hom sê: "O kind van die duiwel, duiwelskind," vir Bar-Jesus, en dan veral dan die feit dat hy blind word, en die 12de vers, toe die prokonsul sien wat gebeur, het hy verstom oor die leer van die Here gelowig geword. Dalk net die opmerking in Handelinge, ons lees in vers 9, maar Saulus, oftewel Paulus, het hom stip aangekyk. Nou daar is 'n lang ruk is daar gesê vir katekisante dat Paulus se naam van Saulus na Paulus toe verander is met sy bekering op die pad van Damaskus. En dit is nie waar nie. Saulus is sy Hebreëse naam. As hy in die Hebreëse areas beweeg, dan word hy Saulus genoem. Paulus is sy Griekse naam. En daarom veral van Handelinge 13 af word hy in teenstelling met Handelinge 1 tot 12 nie meer Paulus genoem, Saulus genoem nie, maar dan Paulus. Ons kyk ook na Sondag 21 van die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 54. Maar die vraag is: wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dan is die antwoord dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dat die Here Jesus dan van die begin tot die einde toe sy kerk vergader, beskerm, onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is
en ewig sal bly. Geliefde broers en susters, in die kerkgeskiedenis is daar oomblikke wat ons sekerlik kan beskou as uiters belangrike, kritieke oomblikke vir die kerk van ons Here Jesus Christus. En indien ons elke gebeurtenis opweeg teenoor mekaar, dan is Handelinge 13 eintlik die uitstaande gebeurtenis. Juist die mees kritieke oomblik in die kerkgeskiedenis met die aanvang van die eerste sendingreis. En wanneer ons dan Handelinge 13 juist daarna kyk, dan sien ons die wonderlike troos van die katekismes van Sondag 21. Hierdie wonderlike troos dat die bruidskerk van ons Here Jesus Christus, dat hy sy kerk vergader, beskerm en onderhou. En juist daarom dat ek 'n lewende lid daarvan kan wees, dat ek bewaar gaan word vir ewig, wat ook al gebeur, niks sal my uit die hande van die Here kan ruk nie. Want hier op Cyprus, die eiland Cyprus, begin Jesus Christus se offensief in die heidenwêreld. Jy sal onthou in Matteus 28 is die opdrag aan die kerk van die Here, gaan verkondig hierdie evangelie, gaan in Judea, gaan na Samaria, en met die eerste sendingreis word Saulus of dan Paulus deur die Heilige Gees saam met Barnabas afgesonder om die evangelie aan die heidene of dan die nie-Jode te verkondig. En dit is ook tereg dat Paulus bekend staan as die apostel van die heidene. Hy is afgesonder, hy is bekwaam gemaak vir hierdie taak. En hierdie bekwaamheid het 14 jaar tevore begin. Daar het 'n 14 jaar periode tydperk het daar verloop van sy bekering op die pad van Damaskus tot sy eerste sendingreis begin het. Maar die groot vraag in Handelinge 13 is, wat gebeur nou wanneer hierdie evangelie aan die heidene verkondig word? Is daar iets dramaties wat gebeur, wat ons daarom gesê het, dis 'n kritieke oomblik in die kerkgeskiedenis. En jy moet dit raak sien. Die oomblik wanneer die evangelie verkondig word aan die heidene, dan kom die evangelie op 'n terrein waar die Satan die meester is. En dan breek 'n geveg met die Satan los. En broer en suster, ons moet nie maar die Satan onderskat nie. Ons moet ook nie die satanisme onderskat nie. Mense dink dit is maar, satanisme is maar soos die Hindus en die moslems. Satan is 'n werklikheid. Hy bestaan, hy's 'n gevalle engel van die Here, met miljoene der miljoene demone wat op hierdie aarde rondswerf. En daarom moet ons nooit dink dat dinge soos die Satanskerk of Sataanaanbidding of Satanisme sommer maar net ietsie is waarvan ons moet kennis neem. Dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. En dit beleef Paulus ook dan met hierdie eerste sendingreis. En in hierdie geveg kan ons dan die 3 sake onderskei wat ook in die nuusbrief is. In die eerste plek ontmasker Christus hierdie aanslag. Die tweede plek oordeel hy die aanslag van die Satan. En in die derde plek oorwin hy. In die eerste plek, Jesus Christus ontmasker die aanslag van die Satan. Reeds vanaf die moederbelofte in Genesis 3 is daar juist die geveg aangekondig teen die Satan, dat iemand gaan kom om die kop van die slang te vermorsel, die Satan.
En hierdie oorwinning van Christus oor die dood en daarna die Pinkster, die koms van die Heilige Gees, uitstorting daarvan, staan al reeds in hierdie oorwinning oor die Satan. Maar nog nie die finale oorwinning nie. Dit sal gebeur met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar met hierdie eerste sendingreis, hierdie eerste tree binne in die heidenwêreld, kom daar konfrontasie, want nou kom ons op die gebied waar die Satan in rustigheid op 'n sekere tyd kon floreer. En dit gebeur hier in Cyprus, 'n eiland in die Middellandse See. Barnabas en Saulus, of Paulus dan, begin by Salamis aan die ooste van die eiland, dan vaar hulle tot by Paphos aan die weste van die eiland. En hier ontmoet hulle dan vir Bar Jesus of Elimas, die Griekse naam. Hy was 'n towenaar wat voorgegee het dat hy 'n profeet was. Maar hierdie mense het hulle besig gehou met die okkulte, met Satans aanbidding. En as 'n Jood wat die Ou Testament goed geken het, het hy groot invloed gehad op Cyprus. En volgens die bronne was hy dan ook die raadsman van Sergius Paulus, die Romeinse goewerneur van Cyprus. En Sergius Paulus was 'n wyse man wat hierdie eilandjie baie goed regeer het. Maar hier kom die konflik. As die goewerneur vir Paulus en Barnabas roep, dan besef Bar Jesus of Elimas, hy gaan sy invloed verloor oor Sergius Paulus. En daarom probeer hy vir Paulus verdag te maak. En dan gryp Paulus in, en gelei deur die Heilige Gees, veroordeel hy vir Elimas, vers 9 en 10, maar Saulus, oftewel Paulus, het hom stip aangekyk, en vervul met die Heilige Gees gesê, o kind van die duiwel, vyand van alle geregtigheid, en vol allerlei listighede en elke soort bedrog, sal jy nie ophou om die reguit paaie van die Here te verdraai nie. Duiwelskind, Satan aanbidder, wat jou besig hou met die okkulte, met die dinge, die donker dinge van die Satan. Jy moet besef, broer en suster, ons stryd teen die Satan is nie maar net 'n stryd teen 'n afgod nie. Die stryd teen die Satan het heeltemal 'n ander klem as byvoorbeeld teen Afrika afgodsdienste, of voorvader aanbidding, of boeddhisme, of watter afgodsdienst, die Baal en die Astarte, wel aangedryf deur die Satan. Maar die stryd tussen Christus en Satan gaan oor die stryd tussen lig en duisternis. 'n intense stryd. Satan is die teestander van die Here. Daarom gaan hy ook aan die einde van die tyd, wanneer die Satan, die Antichrist, valse profeet kom, om die kerk van die Here te probeer vernietig. Ons het hier te doen met 'n koninkryk, met 'n werklike koninkryk en 'n werklike leier. Dit is 'n stryd tussen hemel en hel, tussen lewe en dood, tussen hierdie twee koninkryke. En Elimas staan in die pad van die evangelie. Hy's 'n werktuig van die Satan. Valse profeet, verdraai die weg van die Here. En nou ontmasker Christus hierdie metode. Wie anders as Paulus self het dit nie beleef nie. Eers probeer die Satan die kerk van die Here vernietig deur vervolging. Stefanus word gekruisig. Die gemeente in Jerusalem moet vlug. En hierdie selfe Paulus is op die voorpunt om die kerk van die Here te vernietig. Hy is self op pad na Damaskus toe, om die kerk en die gelowiges daar in hegtenis te laat neem.
Hy was die werktuig van die Satan. Hy weet wat Elimas mee besig is. Maar ons ken die gebeure in Handelinge 9, toe Here Jesus Christus hom gestuit het op die pad na Damaskus, en hoe dat die Here hom tot bekering geruk het. En op Cyprus volg die Satan nou weer 'n ander metode, naamlik dwaalleer. Wie is agter die dwaalleer in die kerk? Niemand as die Satan self nie. Hierdie ou metodes van vervolging en van dwaalleer, en hier word hy ontmasker. En hierdie metode van dwaalleer word vandag nog effektief gebruik. Teoloë wat kom met 'n valse leer. En nou is baie goed bekend al deur baie preke, waarin hierdie dwaalleer van die nuwe hervorming, die maagdelike geboorte van Christus wat ontken word, sy opstanding wat ontken word, selfs ook die ontkenning van die bestaan van die Satan as 'n werklikheid, die New Age beweging, die groot dele van die ou gnostieke dwaalleer en sinkretisme. Gevaar wat ons vandag het in die hantering van die Bybel. Lidmate word gesê, maar julle is onmondig om die Bybel te verstaan. Satan wil die kerk afvallig maak. En sake wat vir baie lank helder en duidelik is, word nou skielik onder die soeklig geplaas van onduidelikheid. Daar word nie meer geredeneer uit die Bybel uit van die duidelike en die onduidelike of die moeilik verstaanbare dele te verklaar nie. Maar die moeilik verstaanbare dele word nou gebruik om die duidelike dele ook dan te laat betwyfel. Dwaalleer, die metode van die Satan, ons grootste vyand, wat probeer om die kerk van ons Here Jesus Christus, sy bruidskerk, afvallig te maak. En dan kom Christus in die tweede plek, en hy oordeel hierdie aanslag. Christus onmasker nie net die aanslag van die Satan deur Bar Jesus nie, maar in vers 11 sê hy, maar kyk, nou gaan die hand van die Here jou tref, en jy sal 'n ruk lank blind wees, en die son nie sien nie. Elimas beweer, hy staan in diens van hoër magte. Maar deur sy towery het hy mense verblind, en hy probeer die gouverneur ook verblind. En nou bestry Satan, Christus, die Satan, met sy eie wapen. Elimas word met blindheid geslaan. Niks kan die kerk van ons Here Jesus Christus keer nie. Sy kerk, sy bruid, moet vermeerder word, sodat hy weer kan kom. Paulus moet aangaan met sy werk. Die evangelie moet verkondig word aan alle volke, tale en nasies. En ons lees ook in Tessalonisense dat God mense gaan oorgee in die mag van die dwaling. Die mense, die goddelose wat agter Satan aangaan. Ja, daar is baie Satan-aanhangers. Daar is baie sataniste. Ons moet hulle nie onderskat nie. Hulle gaan die leuen glo en die waarheid verwerp. In die eindtyd gaan juis 'n kenmerk word van opkoms van satanisme. Opkoms van die leuengees. Mense wat verblind gaan word deur towery en heksery en satanisme. In die eindtyd gaan daar mense wees wat juis die Bybel gaan verdraai. Ons leef in besondere tye, broer en suster. Ons moet ernstig soek na die wil van die Here. En ons moet besef, hierdie stryd tussen die twee koninkryke, die stryd tussen die koninkryk van die lig en die duisternis, is 'n werklikheid. Dis nie kinderpraatjies om kinders bang te maak nie. En nou in die derde plek, Christus oorwin ook dan die aanslag.
in hierdie geveg op Cyprus is Christus die oorwinnaar. Hy ontmasker nie net die metode nie, hy veroordeel dit nie, maar hy oorwin. Sergius Paulus het gelowig geword. Hier die wonderlike, toe die prokonsul sien wat gebeur het, het hy verstom oor die leer van die Here gelowig geword. Besef ons werklik wat gebeur in die kerk van die Here. Elkeen wat glo, elke keer wanneer ons geloof bely voor elke erediens, partykeer dan gaan ons deur hierdie liturgie, maar en ons besef nie wat ons besig is om te doen nie. As ons in die begin van die erediens ons geloof bely, is dit 'n oorwinning oor die Satan. Sê ons maar, ons glo in ons Here Jesus Christus. Elke kind wat gedoop word, wat die merkteken ontvang, die verbondsteken, dis 'n teken van oorwinning. Elke mens wat belydenis van geloof doen, van sy of haar geloof, is 'n oorwinning. Elke bekeerling op die sendingveld, oorwinning teen die koninkryk van die duisternis. En hierdie oorwinning kan alleen bereik word as die evangelie suiwer verkondig word en die kerk suiwer leer volgens die wil van die leef volgens die wil van die Here. En daarom vra baie mense, maar hoekom gereformeerdes is so sterk op die Bybel, so sterk op die suiwerheid van die leer? Ons moet erns maak met die merktekens van die ware kerk. Die suiwere bediening van die woord, suiwere bediening van die sakramente en die kerklike tug. Hierdie wonderlike skat wat ons van die reformatie ontvang het meer as 500 jaar gelede. Hierdie oproep van die reformatie is vandag nog steeds belang terug na die skrif. Die skrif alleen, sola scriptura. En ons moet weet, ons volg 'n oorwinnaar, Jesus Christus, en op sy pad lê die puin van die slagveld van die kragte wat hy gemeet het met die Satan en hom oorwin het. Dink byvoorbeeld met sy versoeking, dink met sy kruisdood, sy opstanding, sy oorwinning oor die dood, dink aan Pinkster, dink aan Sergius Paulus en miljoene daarna wat gelowig geword het, dink aan ons wat vandag hier sit, ons sit alleen hier deur die genade van die Here wat in ons harte sy Heilige Gees gewerk het, om hier te kan wees, om te glo. En ook in die toekoms, met die finale oorwinning, met die wederkoms, wanneer Christus weer sal kom, dan lees ons uiteindelik aan die einde van Openbaring, die totale en finale oorwinning oor die Satan, die Antichrist, die valse profeet, die duivels, die dood en die doderyk, en al die ongelowiges, wat in die poel van vuur gewerp gaan word. Maar die troos vir die gelowige, die troos vir die bruidskerk, is dat ons hom tegemoet sal gaan in die ewige lewe. En weer eens, dit bring ons terug by ons belydenis, dit bring ons terug by Sondag 21 van die Heidelbergse Katekismus. Dis Christus wat sy kerk vermeerder, bewaar, beskerm. En dis hy wat my vashou. Ek is ewig lid van hierdie bruidskerk. Ons Here sal my vashou. Niks kan my skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Ons roep saam met die Heilige Gees, kom Here Jesus, kom gou, ja, en dan het ons geloof sy einddoel bereik, 'n lewe saam met Christus, vir ewig. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie, o Here, ons ewige en almagtige God, vir u woord. Ons besef al hoe meer en meer dat alles dui dat
dit wat die profetiese rede sê, werklikheid word, ook in ons tyd. En dat die aanslae van die Satan al hoe meer en meer duideliker word. Here, gee vir ons die wysheid en die insig, dat ons sal weet, U is in beheer. U lei hierdie wêreld. U hou U kerk vas. En as ons soms deur swaar en moeilikheid gaan, deur beproewinge, deur lyde, Here, dra ons, hou ons vas, gee vir ons die krag om staande te bly. Gee ons die krag om ook moedig teen die sonde, die duiwel, te kan stry en te kan oorwin. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Die beruiming van Openbaring 21 kry ons in skrifberuiming 45. Ou nommering, skrifberuiming 45 en die nuwe skrifberuiming 18:7. Ons sing daarvan die eerste, die 11de en die 12de vers. Dit gaan dan oor skrif Openbaring 21, oor die gesig wat Johannes sien op Patmos, die nuwe Jerusalem. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie week in met die wete dat hy ook met u is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.